dat die liggaam vir ons gebreek is, en dat die bloed vir ons gevloei het. Here, ons wil vir U sê dankie, dat U aan ons gedink het. Dankie dat U daardie stikkende verhouding tussen mens en U kom herstel het. Dat dit vir U belangrik was om dit te doen, sodat ons geleenthede soos vanmôre kan hê. Toe kan weet, Here, dat ons hoef nie deur 'n priester te gaan nie. Daar hoef nie 'n lammetjie geslag te word nie, want die lam is vir ons geslag. En daarvoor wil ons U eer vanmôre. Here, dankie dat ons vanmôre hier kan wees, en as U na U kinders kyk vanmôre, dan sien U ons raak. U ken ons harte, U ken ons gedagtes, Here. Soos Dawid sê, daar's niks wat ons nie kan wegsteek nie. Here, want U ken ons. En Here, my begeerte vanmôre is dat mense U sal beleef as 'n teenwoordige God. En wat vanmôre na elkeen van ons kyk, en dat U vir ons sê dat Jy is vir my belangrik. Dankie dat ons die kinders mag wees. Dankie dat ons nou ook uit die woord kan lees, en Here, mag dit geseënd wees, en soos ek vroeër gebid het, mag dit ons lewens verander tot U eer. Ons eer U daarvoor. Amen. Baie dankie. U kan U sitplekke neem. Dis die laaste geleentheid vir ons tieners by die tienerkerk, en lyk my hulle beplan 'n groot lekker kuier daarbo. Is welkom om uit te beweeg. As jy jou Bybels by jou het, kan jy saam met ons lees. Lyk my ek sal my bril maar op die kansel ook moet sit. Lukas 1, gaan ons daarvan af lees van die 16de vers, of 26ste vers, ekskuus. En my tema vanmôre is om te laat gaan. Is daai beheer wat ons so wil vashou, is dit vir ons eie beswil om baie keer net te laat gaan. En kom ons lees hierdie gedeelte saam, en toe Wayne dit op die skerm sit, toe vra hy vir my, begin ek nou met ons skerspreuke, toe sê ek, nee, dit is wel die storie waar dit begin, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. So kom ons lees daar vanaf die 26ste vers, en dit gaan oor die geboorte van Jesus word aangekondig. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. En toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. En die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? En die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy was as onvrugbaar bekend, wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat dit my gebeur wat U gesê het, en toe het die engel van haar af weggegaan. Net tot sover. Dink jy sal met my saamstem dat ons leef in 'n wêreld waar dinge al hoe vinniger beweeg en al hoe meer onvoorspelbaar. En dit voel vir my en vir jou asof ons buite beheer is. En wanneer die lewe onseker raak, dan doen ons wat mense nog altyd doen en ons probeer harder beheer.
Maar ek glo die Here wil vir my en vir jou, veral hier ook aan die einde van die jaar, kom sê, gee dit oor, maak daardie las ligter, want jy is besig om jouself moeg te maak, jy is besig om al die energie wat jy nog oor het, op te gebruik, en dit is nie nodig nie. Navorsing sê vir ons die volgende, 90% van ons, 90% vir dit waarvoor ons vrees, gebeur nooit nie. 40% van ons tyd word vermors deur bekommernisse oor dinge buite ons beheer. Met ander woorde, as ons kyk, dan sien ons dat die meeste van ons bekommernisse steel eintlik ons tyd, steel ons energie, want ons is so gefokus op dit wat moontlik mag gebeur. Jy sien, en ek dink dat baie van ons is 'n regte beheervraat. Dit is vir ons belangrik om beheer te hê. Dit is vir ons belangrik om beheer toe te pas. En ek dink die uitkoms daarvan is dat ek en jy is besig om tyd en energie te mors op goed waaroor ons in elk geval nie eens beheer oor het nie. So kom ons kyk gou van iemand wat kom ons noem hom daai beheervraat is. En hy is nie 'n slegte mens nie. Ek dink dis net iemand wat bang is. So kom ons kyk hoe lyk so 'n persoon. Hy's bang vir 'n slegte uitkoms. Hy wil nie hê die uitkoms moet sleg wees nie. Hy probeer in alles mense verander. Dis ook iemand wat mikrobestuur, dat die detail is belangrik en elke stappie wat gedoen word, moet goed bestuur word. Beheervraat is ook baie keer iemand wat nie kan delegeer nie. Hy hou alles vir homself. Want hy is bang dat gee ek dit oor, dit nie so goed gedoen sal word soos wat ek het kan doen nie. En dan is dit ook 'n persoon wat hard is en daar's nie altyd genade vir foute nie. Want dit is verkeerd en dis nie hoe dit moet wees nie. 85% van mense wat hulle self, soos ons dalk die beter woord ken, die control freaks noem, ervaar hoër angs as die normale. En hoe harder jy probeer, hoe minder in beheer voel jy. En ek kan dit net vergelyk met, ek dink die beste voorbeeld wat ons almal ken, is jy in beheer wil wees en jy verloor die TV se remote. Met wie dit al oorgekom? Dat jy soek die remote en jy kry nie die remote nie, maar die remote was nou net hier gewees en hy's weg. Emiel, sonnetjie spyker op die kop. Hoe kan hy weg wees? Dis amper daai vermoë om 'n remote in die hande te kry en jy het beheer oor dit wat nou gebeur. Jy het beheer oor die program, jy het beheer oor die volume. As jy wil verander, kan jy verander. En so is ons lewens ook baie keer, dat ons ook die remote in ons hand wil hê en dinge wil beheer en bestuur soos wat ons dit wil hê. Die waarheid is dat die remote is nooit in jou hand nie en hy was nooit in jou hand gewees nie. Dit is nog altyd in die hand van die Here. Jy sien maar die probleem wat ons het is dat ons wil in ons motor klim, ons wil Waze aansit en ons wil presies weet wat is die kortste roete. Ons wil presies kyk na waar lê die slaggate. Ons wil presies kyk waar sit die verkeersmanne met hulle kameras en waar is hulle padblokkades, waar kan ons vinnig ry, waar kan ons stadiger ry? En ons wil presies weet hoe laat ons daar gaan aankom. Jy sien in die lewe werk dit nie so nie. God sê, ek gaan nie vir jou 'n program gee nie, ek gaan nie vir jou die hele prentjie gee, ek gaan vir jou iets gee. En ek gaan vir jou 'n lantern gee. En al wat ek wil hê is, wat jy moet doen is, jy moet 'n lantern skyn en jy gaan net die volgende stap sien. Jy gaan net, soos wat jy loop, gaan jy jou tree kan sien. In ander woorde sê God, jy weet nie wat die toekoms inhou nie, maar dit kom hieroor, maar vertrou jy my. En dit sê vandag vir my en vir jou, dat ek en jy
kan nie altyd alles weet nie, en ons kan ook nie alles beheer nie. Maar as iets wat ek en jy kan doen is, en dit is om oor te gee. En hier kyk ons in die lewe van Maria, sien ons 'n jong meisie, wie se lewe totaal en al verander het. 'n Jong meisie wat skielik met 'n hemelse onmoontlike opdrag gekonfronteer word. En dis presies wat ons gelees het. En kan jy jouself indink hoe sy moes gevoel het? Kan jy dink die emosies wat deur haar lyf gehardloop het? Dat sy is definitief ontsteld, sy is bang, sy is onseker, sy het nie hierdie beplan nie, sy verstaan nie hoe alles gaan gebeur en hoe lyk die toekoms nie. Maar sy luister hoe die engel haar aanspreek, om eerstens te sê, moenie vrees nie. Jy het genade gevind, en die Heilige Gees sal oor jou kom. Dit is die krag van oorgawe. Dit is die krag om oor te gee. Dat dit hang nie van my vermoëns af nie, maar van God se teenwoordigheid in jou en in my lewe. En Maria is in hierdie omstandighede, en dan sê sy hierdie woorde, sy sê, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het. 'n Ander vertaling sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord. Ek dink, dit is sekerlik een van die mooiste verse in die Bybel, in terme van om oor te gee. Om te sê, Here, maar is okay. Ek is in u hand. Laat u wil in my lewe geskied. En sy verstaan nie alles nie, maar sy vertrou. Sy het geen beheer oor dit wat gebeur nie, maar sy laat gaan. Jy sien, om oor te gee, kies ek God se plan vir my lewe. As ek wil beheer, kies ek my plan. En hoe ek dinge moet sien, moet gebeur. Jesus sê immers in Matteus 10:39, hy sê, hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar hy wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. So amper asof dit sê, maar hoe meer ek probeer behou, hoe meer moet ek verloor. Hoe meer verloor ek. En hoe meer ek oorgee, hoe meer vind ek. Ander woorde, dis sodat ons mekaar sê om vir die Here die stuurwiel van jou lewe te gee en hom daarmee te vertrou. Maar soos wat ons ook weet, dat vat ons baie keer daai stuurwiel terug. Baie keer vat ons daai wiel terug en sê, nee Here, ek dink ek kan dalk beter doen hier. Of nee Here, ek het nie nodig dat jy vir my hierdie pad moet wys nie, ek sal dit doen. Jy sien, God kan nie jou lewe bestuur as jy die heeltyd die stuurwiel vashou nie. Ons het ook geleer dat wanneer die lewe buite beheer lyk, is dit 'n geleentheid vir jou en vir my om God se getrouheid te sien. Dis juist in daardie oomblikke wat jy voel, maar ek het geen beheer oor dit wat nou hier gebeur nie. Wil ek vandag vir jou sê, dit is dalk juist daardie presiese oomblikke waar God die duidelikste beweeg. Navorsing sê 70% van mense se grootste werkstres kom van 'n mikrobesturende leier. Hoekom? Omdat beheer swaar is vir jou en vir almal rondom jou. En van die begin af is daar 'n boodskap wat die Here vir almal sê, gee oor. Vertrou my. Soos kyk na die lewe van Abraham, moes hy sy seun oorgee. Wat doen God toe? Toe wys God sy voorsiening vir Abraham. Soos dink aan Moses, hy moes die Rooi See oorgee om te sê, Here, nou weet ek nie meer nie. Nou het ek nie 'n klou hoe ons hierdeur gaan kom nie. Het ons nou gebring tot hier, wat nou? Hoe maak ons nou?
En in die volgende oomblik toe wys God sy almag vir Moses. En so is daar klomp voorbeelde in die Bybel wat dit vir ons wys, maar wanneer ek en jy beheer los, word die geleentheid gestel dat God vir my en vir jou kan wys wie hy is. En Jesus bid dieselfde. Jesus gaan na sy Vader toe en hy bid en hy sê, Here, laat nie my wil geskied nie, maar U wil. Jesus het ook oorgegee aan sy Vader. Hy het nie probeer beheer neem nie. Hy het nie gegaan te argumenteer teen dit wat besig om te gebeur nie. Hy laat gaan. Hy gee oor. En so is dit ook nodig in my en in jou lewe om oor te gee. Om te besef daar's 'n persoon in die naam van Jesus Christus wat in 'n verhouding met jou wil staan. Iemand aan wie ek en jy ons lewens moet oorgee. Om op 'n plek te kom om te sê, ek gaan nie meer beheer nie, ek gaan oorgee. En ek wil afsluit daarmee om vir jou te vra vanmôre, wat probeer jy beheer? Wat is so moeilik vir jou om die beheer oor te gee? Is dit miskien by jou kinders? Is dit dalk jou huwelik? Jou finansies? Is dit dalk jou tyd? Is dit dalk jou gesondheid? Is dit dalk mense se opinies? Wat is dit? Wanneer sukkel jy om oor te gee? Of ons kan andersom vra om te vra, wat beheer jou? Prof Moller het in ons dogmatiek altyd iets gesê wat by my vasgesteek het. En hy het altyd gesê dat liefde verslaaf nooit nie. Liefde bevry. Liefde laat gaan. As jy nie liefde laat gaan nie, kan jy nie sê dat ek het liefde nie. Dat liefde sal terugkom nie. Jy sien wat ons probeer sekere goed verslaaf. Ons probeer baie keer ons mense verslaaf. Ons probeer baie keer alles vashou en ons probeer bestuur en te micromanage en dit vas te hou sodat dit wat gebeur so sal uitdraai soos wat ek graag wil hê dit moet gebeur. En dit gebeur dat dit 'n atmosfeer van spanning veroorsaak, teleurstelling veroorsaak, dat dit pynlik kan wees. Jy sien in die Here kom en hy sê, gee dit vir my. Gee my daai stuurwiel in jou lewe. Vertrou my. Vertrou my dat ek die beste besluite agter in hierdie motor van ons sal maak. Vertrou my dat ek die beste besluite sal neem. Al dink jy miskien jou plan is beter, vertrou my. En ek dink wanneer ons tot daardie besef kom, gaan ons ligter raak, gaan dit vir ons makliker maak, gaan lewe weer vir ons mooi ingekleer kan word. En gaan ons weer die mooi en die goed kan geniet en kan beleef. Want ek sê, Here, toe ek my hart en my lewe vir U gegee het ek my alles vir U gegee. En dit wat ek het is in elk geval ook maar net genade en soos Koos Doep sê, en dit wat ek het is maar net geleen. Daarom vertrou ek U. Ek vertrou U met my huwelik, ek vertrou U met my kinders, ek vertrou U met my finansies, ek vertrou U met my gesondheid. Maar ek het my lewe aan U oorgegee. Maar besê vandag beheer is soos 'n vuis. Hy is styf, is gespanne, en dit beteken as jy nog afraai is dit nou nog pynlik ook.
Maar oorgawe werk anders. Oorgawe is 'n oop hand en is gereed om te ontvang. Is gereed om te sê, ek gee oor, Here. Laat U wil in my lewe geskied. Minder van my, meer van U. Ek vertrou U op U lewenspad. En as al slegte dinge oor my pad gebeur, dan vertrou ek U nog steeds. Want die woord sê, alles werk ten goeie mee vir die wat hom liefhet. Al is dit hoe pynlik, al is dit hoe seer, ek weet ek is in goeie hande. Ons het al gepraat oor die beeld van die hande, is om oor te gee beteken, Here, vorm my en maak my soos U my wil maak. En as U my vorm en die seer en die proses is nie altyd lekker nie, dan is dit oukei. Maar ek het die begeerte om U tevrede te stel. En dan het iemand mooi gesê, hy sê, daai bolletjie klei is in veilige hand. Daai bolletjie klei kan nie val nie. Hy sal nie val nie. En so is jou lewe ook in die potterbakker se hand. En ek wil vandag vir jou sê, ons is veilig. Ons is veilig. En dit waar ons self baie keer oor bekommer, soos ek nou gesê het ons in elk geval nie beheer daaroor nie. Ons kan nie die uitkoms bepaal nie, om net te sit en te worry en gespanne te wees, maar net om oor te gee. Net te sê, Here, ek gee my lewe aan U oor. Ek gee hierdie situasie aan U oor. En ek vertrou U. Ek vertrou U om dit te laat gebeur soos wat U graag wil hê dit moet gebeur. Jy sien, wanneer ons so gespanne is, dan mis ons dit wat baie keer om ons gebeur. Ons is so gespanne, ons is so gefokus om in beheer te wees, dat ons die mense ook mis. Dat ons die geleenthede mis in ons lewens. Want ons aandag en ons fokus is op ons uitkoms. Ek is mal oor daai gedeelte in daai teks wat sê, die mens kies die pad waarop hy loop. Ons kies die pad. En dis wat dit so mooi maak met ons verhouding teenoor die Here, dat die Here gee ons die geleentheid om te kies. Dink ek het al die voorbeeld gebruik, is om vir jou kind wat na jou toe kom en vir jou sê, pa, ek wil asseblief 'n fiets hê. En jy sê, okay, dis reg, ek gaan vir jou 'n fiets koop. Of dit 'n pinke, of 'n groene, of 'n blou, of 'n gele is, wat maak dit saak? Gaan kies. Jy kan gaan kies wat jy wil hê. En so sê die Here ook vir my en vir jou, kies die pad. Want wanneer jy in 'n verhouding met my staan, en jy is gehoorsaam aan my, kan jy jou pad kies. En dan sê dit mooi, hy sê, want die mens kies die pad waarop hy loop, maar die Here bepaal die rigting. Hy bepaal die eindbestemming. Al wat hy van jou verwag is, kies die pad. Kies die pad. En jy sal op die plek uitkom, waar God wil hê, jy moet wees. Nou baie keer as ons terugkyk, dan dink ons by onsself, sjoe, ek het myself dood bekommer. Ek het almal op hol gehad. En toe was dit nie so erg gewees nie. Maar vandag sê ek en jy, Here, neem beheer vir my lewe. Toe ek my hart vir U gegee het, het ek nie net 'n gedeeltetjie vir U gegee nie. Ek het my alles vir U gegee. En daarmee vertrou ek U met alles wat ek het en alles wat in my is. En ek weet, God sal nie teleurstel nie. Net daar waar jy sit, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here, dankie vir wie U is. U is die skepper van die hemel en die aarde. En Here, U is betrokke in elke liewe een van ons se lewens. En baie keer is ons bang vir uitkomste wat meestal nooit eers gebeur nie.
En baie keer dra ons swaar aan sekere goed en dis onnodig. Vandag wil ons erken en vir U sê, Here, dankie dat U in beheer van ons lewens is. En dankie dat U 'n goeie pa is en iemand wat graag wil hê dat dit met ons moet goed gaan. Ons weet nie wat die dag van môre inhou nie. Ons weet nie wat die einde van die jaar gaan inhou nie. Ons weet nie wat 2026 gaan inhou nie. Maar dankie dat ons aan U kan vashou en kan weet dat in U hande is ons veilig. Ons eggenote is veilig. Ons kinders is veilig. Ons is veilig in U hand. Here, mag ons weet en mag ons opnuut weer eens besef dat ons is veilig in U hand. En dan wil ons ook vir U vra, Here, help ons om oor te gee, sodat U wil in ons lewens sal plaasvind. Dis vir ons belangrik dat ons op die plek sal uitkom waar U graag wil hê ons moet wees. En dankie, Here, dat U ons veilig na daardie plek toe begelei. Ons eer U en ons sê vir U dankie vir wie U is en dat U ons so ongelooflik liefhet. Amen. We're living in hope.